Okay, môre ouens, my volgende video van die oggend. Ek wil vandag met julle gesels oor die tegnologie wat deesdae ook nogal redelik aanlyn bespreek word hier op TikTok, sowel as ander sosiale media. En ek praat spesifiek hier van konsepte soos Web 3.0, blockchain, smart contracts, hierdie tipe van diskussies. En dan natuurlik cryptocurrency, want die twee loop natuurlik hand aan hand met mekaar. Okay. Ek verwys dan geen persoon wat enige bemarking op hierdie stadium doen op watter platform ook al rondom hierdie konsepte nie. Ek verwys ook nie na die forex tradertjies veral hier baie aktief op TikTok nie. Ek praat nou in die algemeen. Ek is baie jare besig met hierdie goed, daarom kan ek vir julle my expertise rondom dit kom gee en ek hoop julle kan dit vir julle self aanwend. Dan ook net 'n voetnota, hierdie is nie finansiële advies nie, inteendeel. Ek wil juist mense uit die ou tradisionele finansiële stelsels kry. Ek wil hê hulle koppe moet oopgaan dat hulle kan sien wat daar buite is, wat op hierdie stadium vir baie mense half verborge is en vir baie mense nogal redelik vreesaanjaend is. So ja, dis nie finansiële advies wat ek hier gee nie. Ek gee net eenvoudig tips dat mense kan besef waaroor dinge gaan en die konsepte wat bespreek word. Okay. Ons gaan baie jare terug. 'n cryptocurrency met die naam van Bitcoin is destyds gestig of is geskep. Cryptocurrency is bloot, soos die naam dit sê, 'n amperse currency, 'n amperse geld. Maar dit kom daarop neer dat dit nie fisiese fiat geld is wat deur 'n reservebank in mense se hande of in banke se hande gesit word nie. Dit is 'n betaalmiddel peer-to-peer, persoon tot persoon wat geskep is baie jare terug. Om dit te kan beheer, om dit te fasiliteer, het jy dan 'n tegnologie nodig gehad, omdat daar nou nie meer banke tussenin is nie, daar's nou nie meer allerhande wetgewings wat hierdie goed omskryf nie. Dit is persoon tot persoon. En daardie tegnologie is genoem blockchain. Blockchain is eers keer beskryf rondom die 1990s. Dit het maar so omtrent 15 jaar terug het dit 'n realiteit geraak vir ons. En dit was op daardie stadium meestal gekoppel aan die blockchain, die Bitcoin munt, die cryptocurrency wat destyds bekend gestel is. Intussen tyd is daar letterlik miljoene cryptocurrencies geskryf. Daar is duisende blockchains wat opgestel is. Wat is blockchain? Blockchain is net eenvoudig 'n lys van ledgers, layers, wat aanlyn geskep word vir transaksies. So met ander woorde, as jy 'n transaksie op die Bitcoin blockchain sou doen, dis 'n self-executing kontrak wat aangegaan word, of 'n tegnologie, met ander woorde, 'n persoon hoef nie hierdie ding te gaan administreer nie. Dit is klaar gebou, die smart contract, self-executing kontrak is gebou. Jy doen iets aan die een kant, sekere validation van die transaksie vind plaas en die ander persoon kry dan dit wat jy onderneem het of die geld wat jy vir hom gestuur het. Dis wat blockchain is, mense, dis so eenvoudig soos dit. Hoekom die blockchain genoem word? Want daar is 'n klomp transaksies wat dan in blokke hulle self bevind en as 'n sekere hoeveelheid blokke bereik word, word dit geblok, dit word permanent op die blockchain gesit en jy kan tot in ewigheid kan jy die blockchain explorer vir daardie blockchain gaan oopmaak en die fisiese transaksie wat plaasgevind het, kan jy daar gaan bekyk. Dit is hoekom dit dan ook baie transparant, openlik en openbloot in die publiek is. Enigiemand kan die transaksie gaan kyk en dit is wat keer dat mense kan skelmstreke op blockchain wegsteek. Ek dink dit sal nogal redelik dom wees om ietsie skelm op blockchain te gaan wegsteek, omdat dit vir ewig daar is. Dit kan altyd weer getrace word. Niettenstaande dit, ongelukkig is daar maar mense wat cryptocurrency gebruik vir nefarious goed. Dis 'n ander dag se bespreking, maar ja, die tegnologie self is nie boos nie, inteendeel. Die tegnologie van blockchain en cryptocurrency is eintlik 'n baie oop, transparant tegnologie en dit is in elk geval die weg van die toekoms, dis waarna toe ons beweeg. Ons gaan op 'n stadium kom waar ons nie meer die middelmanne nodig het, soos byvoorbeeld die bankdienste waarin ons vir eeue blootgestel was om transaksies te doen nie. Alles gaan blockchain gebaseer wees. Okay. Nou, wat is cryptocurrency? Soos ek reeds gesê het, dit is 'n geldeenheid, for lack of a better word, wat geskep word aanlyn. Met ander woorde, dis nie goud gebaseer nie, word nie deur 'n reservebank daar gestel, sogenaamde fiat currency nie. Dit is 'n peer-to-peer betaalmiddel of 'n store of value en dit is dan die currency wat tussen mense peer-to-peer kan vloei. Jy het nie 'n bank nodig om dit te hanteer nie. Dis soos ek sê, dis in elk geval die weg van die toekoms. Ons is almal by 'n plek waar ons besef die ou stelsel, die ou bankstelsel en die ou geldstelsel gaan in elk geval vou, as dit nie alreeds gevou het nie. En ons gaan op 'n ander manier vir mekaar moet betaal. En dit gaan blockchain en cryptocurrency wees. Okay,
Dan sit mense met 'n verskriklike vrees rondom cryptocurrency, want daar is crypto scams, daar is crypto scammers. Mense verloor geld baie maklik uit hulle beursies. Mense stuur hulle geld na verkeerde beursie adresse toe en hulle verloor hulle geld. Ons het nou oor die naweek weer gesien die massiewe val in die cryptocurrency mark, ander markte natuurlik ook, en dan is daar mense wat sê, ek het nou 'n klomp geld verloor, want ek het nou geld belê in cryptocurrency, en nou is dit weer aan sy moer, ek het al my geld verloor, ek verstaan nou nog nie hoe jy dit kan regkry nie. Mense, dit is so eenvoudig as dit. As jy wil Bitcoin, ek gaan dit as die mees algemene voorbeeld vir mense noem, as jy wil Bitcoin verdien, of besit, is dit so maklik, so jy gaan na enige van die bekende, jy Google dit sommer, bekende Suid-Afrikaanse exchanges, wat toestemming het om fiat currency om te skakel in cryptocurrency, in hierdie geval Bitcoin. Mense kan deesdae selfs Bitcoin koop. Ek het al 'n paar van hierdie kioske gesien in supermarkte waar jy dit kan koop. Maar kom ons praat nou oor exchanges. Jy sit daar by die huis, jy gaan aanlyn, jy registreer jouself by een van die exchanges, jy koppel jou bankrekening aan die exchange, en jy stuur jou fiat currency rand na die exchange toe, jy koop vir jou 'n sekere hoeveelheid Bitcoin. That's it. Dit is hoe mens Bitcoin besit. Bitcoin belê, ek is onseker wat mense bedoel as hulle sê hulle belê in Bitcoin. Bitcoin belê in Bitcoin vir my is bloot jy koop vir jou blok Bitcoin aan, 'n klomp Bitcoin aan en jy los dit, soos wat jy enige ander belegging sou gedoen het. Kon net sowel goud gewees het, kon net sowel maar real estate gewees het, wat ook al whatever the case may be, jy verstaan. So ek verstaan nie hoekom mense sê hulle verloor geld met hulle beleggings in cryptocurrency nie. Soos wat hierdie naweek gebeur het, Trump het gegaan, hy het die Chinese met nog 100% se tariewe gaan slaan, en die volgende oomblik tuimel aan die markte, insluitende die cryptomark. Tuimel die mark bedoelende maar net, mense verkoop vinnig hulle Bitcoin, want hulle probeer koop byvoorbeeld goud aan, of wat 'n ander store of value hulle miskien vir hulle self dan uitgesit het. En die prys van die coin val dan. Met ander soos aandele op die aandelebeurs sou val die prys van daardie cryptocurrency. Ongelukkig is dit so, of gelukkig is dit so, dat cryptocurrency baie vinnig herstel, so teen vanoggend is die pryse in elk geval weer besig om in die groen te skiet. So ek verstaan nie hoekom mense verloor met cryptocurrency beleggings nie, as jy vir jouself 'n blok Bitcoin of Ethereum of watter coin iets ook al gekoop het, en die prys val, dan moet jy eintlik maar vir jou nog gaan koop, want dan is die prys mos nou laag, sodat jy eventueel kan wins maak daai uit. Moet asseblief nie die goed gaan verkoop as die pryse begin val nie, dan gaan jy mos nou geld verloor. Dit is sommer maar net te loop so opmerking wat ek daai wil maak. So mense moet baie mooi verstaan, wat is blockchain? Dis 'n tegnologie. Dit beteken nie die twee persone aan either kant van die blockchain is nie skelms nie, so dit waarborg nie dit nie. Al wat die blockchain doen is, dit waarborg vir jou dat die transaksie transparant en openlik is en self-executing, en daarom kan jy ten minste die tegnologie vertrou, die blockchain tegnologie vertrou. Cryptocurrency is niks anders nie as 'n betaalmiddel peer-to-peer, persoon tot persoon, wat geskep is om dienste te betaal, om produkte te koop, om wat ook al die doelwit van die cryptocurrency is. Ethereum byvoorbeeld, die groot blockchain Ethereum, wat op hierdie stadium na my mening seker die besigste is, na die groot ou blockchain, Bitcoin blockchain, daar is nimmer eindigend transaksies wat daar plaasvind, mense wat projekte bo op die blockchain kom bou, wat hulle besighede op die blockchain kom bou. Dit is natuurlik die ander groot voordeel. En betaling in cryptocurrency ontvang, en betaal links in cryptocurrency doen. Hoe kan jy cryptocurrency omskakel na fiat toe? Ek het net te vir julle verduidelik hoe gaan maak jy dit cryptocurrency? So maklik is dit, jy stuur dit uit jou crypto beursie terug na die exchange toe, jy koop vir jou rande en jy betaal die rande in jou bankrekening in. That's it. So maklik soos dit. Okay. So, as jy wil vragies vra oor blockchain, cryptocurrency, hierdie tipe van goed, smart contracts, self-executing contracts, vra gerus. Soos ek sê, ek verwys na niemand wat op hierdie stadium bemarking daar doen nie. Dis net 'n interessante bespreking wat ek sien gereedelik nou op hierdie platform ook begin opduik. Okay, ons.